Die rugby is die springbokke teen die babas. Ek het nooit vir die babas springbokke rugby speel nie. En die sê nee, dis die barbarians, die barbare. Bly nie vir my reg nie, maar ek dit sal 'n goeie wedstryd wees of kan vir ons kom. En die manne in groen en goud te kom ondersteun, al gaan hulle nie vir ons hoor nie. En dan daarnaas laat fliek. Dit is al by die afkondigings en ek dink die res het die gekry op die WhatsApp. Gewoonlik was dit Natasha wat gevra het vir 'n spreekbeurt. Nou ek het gedink dit gaan af in die geslagte, Rosie dit kom op in die geslagte. Jacob gevra sy ook 'n spreekbeurt hê. So, ek wil net vir julle vanmôre uit my hart uit dankie sê vir 'n fantastiese telepreek wat ons verlede week gehad het. Eerstens baie dankie dat daar geregte op die tafel was, want die kokke moes hulle daar gebring het. En ten tweede vir die wat saam met ons kom fees vier.
dit het vir my eintlik so wonderlik aangesluit by die Pinkster, waar ons almal met blydskap maaltyd gehou het. En dan wil ek ook vir julle sê, as dit nie hierdie gees is wat in almal gewoon het nie, sou dit nie so 'n fees gewees het. So ek wil net sê alle eer aan die Here wat vir ons so goed sorg. Baie dankie. Dankie Jakob. Dis nie seker nodig dat ek ook van my kant af nog net beamoen wat sy gesê het nie. Ek dink dit was 'n wonderlike geleentheid. Ons sit dit natuurlik vanoggend voor die hele idee van 'n gemeenskapsmaal waarin ons almal vanoggend kan saam sit by die tafel van die Here. Ons gaan nou ons lofprysing doen. Daarna ons toetrede lied, lied 190 vers 1 en 2, dan bly ons staan vir die fotomuniseer en dan kan ons maar gaan sit. Verjaarsdag. Ek het gedink vanoggend het ek alles reg. Vir die volgende mense wil ons baie geluk sê en glo dat die Here ook in die nuwe lewensjaar vir hulle sal seën. Quentin Kaplan en Betty Havengat. Ek hoor Betty is 21, never been kissed. Ach, never missed it. So mooi dankie gesê, dink ek is ook 'n goeie geleentheid om dankie te sê vir die kabuiters wat elke Sondagoggend vir ons help. En dan is daar ook ander mense wat so in die stilte werk, wat ons nie altyd van waarneem nie. My liewe vrou is nou nie vanoggend hier nie. Nou sy sorg vir elke Sondag, en dat hier 'n mooi dingetjie voor in die kerk is en haar besigheid en ook vir sê baie dankie. En ook baie gawe idee daar in die voorportaal vir al die baristas. En mense wat nie weet nie, baristas is mense wat koffie maak. So ons wil net vir hulle ook sê baie dankie. Dus nou kan ons lofprysing doen en dan ons toetrede lied 190 en dan bly ons staan om voor te benisseer.
Lord,
God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Genade en vrede van die God, die Vader, wat sy seun na die wêreld gestuur het, en van Jesus Christus, die gekruisigde, en van die Heilige Gees, wat ons herskep. Sit maar. Kom ons, bly net so sit dan, bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons moet vanoggend kom en bely, dat dit vir ons voel, asof U tot die hemel beperk is. Here, dat U nie kennis het of belangstel in ons persoonlike lewe nie. Daarom, Here, voel U soms so oneindig ver weg, asof U 'n God is wat wegkruip en daarom uit is om almal wat U soek te ontwyk. En tog, Here, weet ons vanoggend uit ervaring dat U baie meer gewillig is om gevind te word as wat ons gewillig is om U te soek. U het nadruklik beloof dat as ons met ons volkome hart aan U soek, U ons sal laat vind wat ons soek. U het beloof dat U met ons sal wees tot die einde toe, dat U ons nooit sal begewe en nooit in die steek sal laat nie. Gee dan vir ons die genade, Here, om bewus te wees van U nabyheid. Ja, Here, dat ons meer bewus sal wees van U nabyheid as van die materiële dinge wat elke dag rondom ons is.
Here, laat ons met sekerheid weet, dat as U stem hoor, bo die klanke van die wêreld rondom ons. En daarom wil ons vra, Here, laat ons nou toe om U te vind, in die afsondering van ons hart, en in die stilte van hierdie oomblik, dat Here ons so graag die sekerheid hê, my Vader, dat U met my is, dat U langs my staan, en dat U my liefhet. Laat U Gees vertroosting bring aan ons soekende hart, omdat ons onsself onvoorwaardelik aan U oorgegee het. Heer, in ons die stellige sekerheid, dat terwyl ek opreik na toe U toe, U besig is om uit te reik na ons toe, met U liefde en U genade. Amen. Ons gaan vanoggend so 'n bietjie anders te werk as normaal werk. So ek sien, nou sien ek tip oog en ek trek die lip, dis nie deel van die preek nie. Ek het my rug seer gemaak, soos ek nou net verkeerd buig, dan kan ek dalk nou 'n gesig trek wat misverstaan word. Die leer van die NG Kerk, van die voorvaders, sê dat jy kan nie eintlik die woord en die sakramente skei nie. Nou, ons doen dit gerieflikheidshalwe, ons doen dit omdat dit ordelik is, dat ons preek en dan dat ons nagmaal. En vanoggend gaan ek probeer om alles in een slag te doen. So die nagmaalsformulier, wat ons altyd by die nagmaalstafel gelees het, gaan nou sommer deel wees van die boodskap vanoggend. Nou die eerste ding wat die formulier vir ons sê, is dat die nagmaal herinner ons daaraan dat God ons liefhet. En dat God nie skaam is om ons vanoggend aan sy nagmaalstafel te hê nie. Die formulier word dit so gestel dat die nagmaal 'n waarborg is. 'n Waarborg waar die Here keer op keer vir ons sê, ons behoort aan die Here. Die Here wil vir jou en vir my kom sê, jy is myne. Jy hoef nie daaraan te twyfel nie. En met die tekens van die nagmaal hier voor ons, met die tekens van God se sorg hier voor ons, kom ons herinner mekaar dan ook van God se sorg vir ons. Teksvers wat ons net nou gaan lees, Psalm 34, wil ons vanoggend uitdaag om vir mekaar die verhale van God se sorg te vertel. Want Psalm 34 het vir die Israeliete ontsettend baie beteken. Psalm 34 het vir die vroeë kerk, een waarvan ons verlede Sondag gepraat het, net so baie beteken. Dit was nie maklik vir die Israeliete om God se volk te wees nie. Dit was nie maklik vir die disippels om na Jesus se kruisiging disippels te wees nie. Vroeë kerk het baie uitdagings oorkom en was dikwels in die spervuur. En dan wanneer hierdie uitdagings gekom het, het hulle hierdie psalm gelees. En eintlik is psalms nie goed wat waaroor 'n mens kan preek nie. Psalms is goed wat die Here vir ons gegee het, die kerk gegee het om te lees, en selfs ook om dit te sing. Gee om ons te versterk en te bemoedig. En as hulle hierdie psalm gelees het, het hulle vir mekaar geglimlag, want die psalm bevestig aan hulle, maak nie saak hoe dit sleg te gaan nie, die Here is naby. Die psalm sê selfs, wie die Here dien, het geen gebrek nie. Kom ons word net voor so kort oomblikkie stil. En ons dink ook aan God se sorg vir ons. Ons is baie vinnig om te bid en te vra die Here moet vir ons sorg. Maar gaan sit ons ook stil en dink, waar het die Here in die verlede al vir ons gesorg?
ons bewus word van die Here se sorg vir ons, dan wil ons ook bewus word van God se nabyheid in ons. Kom ons staan en sing ons lied 512 vers 1 en 2 nader my God by U. Die tweede gedeelte van die formulier vir die nagmaal gaan oor God se gemeenskap met die lewende, gaan oor ons gemeenskap met die lewende Here, gaan ook oor ons gemeenskap met mekaar. Dit gaan oor die wete om te weet dat die Here hier is. Dat die Here naby aan ons is. Dit is die opskrif van ons teksgedeelte ook volgens Psalm 34 wat sê, die Here is naby. Dis 'n belydenis van die psalmskrywer. Die vraag wat ons vanoggend vir onsself moet vra, hoe naby is die Here vir jou? Is die Here so naby aan jou soos jou vel? Is die Here vatbaar naby? As jy vanoggend naby iemand kan sit of 'n bus, en dan sê hier in die kerk ook, wat bepaal jou nabyheid aan die persoon? Want jy kan teen iemand sit, maar jy kan nie naby aan die persoon wees nie. Aan die ander kant kan jy kontinente van mekaar af geskei wees en tog so naby die persoon voel asof jy sy asem kan voel. En ek dink dit is wat die Here vanoggend vir ons wil sê. Sy nabyheid is so naby dat ons sy asem kan voel. Want jy kan nie die Here sien nie. Jy kan nie aan die Here vat nie. En tog bely Dawid, die Here hoor, die Here sien. Een van God se name is El Roi, die God wat sien. Die Here red en help, die Here is naby die gebrokenes, sal ons net ook weer lees. Hy help die moedeloses.
Wat wil jy vanoggend bely oor God se nabyheid aan jou? Hoe naby is die Here aan jou? En hoe naby is jy aan die Here? En dit kan 'n mens doen wanneer jy bely dat jy in God glo. Daarom kan ons staan nou en doen ons geloofsbelijdenis en daarna sal ons die 5:1-4 vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, se eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, nie wat nog lewe, nie wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Psalm 34, nou die hele eerste Hebreëse Bybels wat geskryf was, was nie opgedeel in verskillende psalms en dit is eers later gedoen, eers later is die opskrifte bygesit. Dus vandag se boodskap gaan oor God se sorg. En Dawid het dit geskryf in die tyd wat hy weggehardloop het vir Salomo. Psalm 33 sê so hoof opskrif is die Here sorg.
En ek vermoed Psalm 34 is 'n voortsetting daarvan met die opskrif van die Here is naby. En dan begin dit in vers 1, 'n lied van Dawid. Hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek, die het hom weggejaag en hy het pad gegee. Deel van sy vlug gewees voor Salomo. Dan gaan Dawid verder en hy skryf in die wonderlike Psalm: Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagtings nie. Ek is een van die elendiges wat geroep het en die Here het gehoor. Hy het al my benoudhede het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy naam op rondom die wat die Here dien en red hulle. Kom ondervind self en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Julle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien, het geen gebrek nie. Selfs leeu's ly gebrek en kry honger. Maar wie die Here sal vra, kom niks kort van al die goeie dinge. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Here te dien. As iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep. Maar hy tree op teen die wat kwaad doen en vee selfs die herinneringe aan hulle van die aarde af. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige. Geen been word gebreek nie. Die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy ondergang, vir sy vyandskap teen die regverdige sal hy doen. Die Here maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil, sal nie as skuldige behandel word nie. Ek het nou die hele Psalm gelees, want ek wil nie een spesifieke teks uitsonder vanoggend nie. As ons die formulier gaan lees, dan sien ons dat die nagmaal is 'n fees van dankbaarheid. Dit is 'n fees van dankbaarheid en van hertoewyding aan die Here. Dawid roep in die Psalm die Here aan, en al sy benoudheid en al sy probleme wat hy het. En so halfpad hierdie Psalm begin hy met so 'n stukkie onderwys, met so 'n bietjie leerlinge. Kom ek vertel vir julle hoe om die Here te dien, sê Dawid. Want dit is diegene wat die Here dien, wat so op God se sorg kan seën en staat maak. So asof Dawid wil seker maak dat almal wat die Psalm lees en mense wat verlang na sorg, almal wat deur noutes gaan en nie weet waar jy om te dra nie, sal dit besef. Dit kom ook reg in die Psalms. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here is my herder. Dawid wil hê dat ons dit moet besef. God sal sorg. Dien hom net. Leef in 'n verhouding met God wat eg en persoonlik is. Moenie afdraai van God se pad nie. En kom ek vertel sommer vir julle hoe dit lyk. Sê Dawid, hy sê leef met waarheid.
Doen wat goed is, leef in vrede. Die Here te dien en in God se hand te bly, is nie 'n teorie nie. Dit is hoekom dit so moeilik gaan soms. Dat dit vir baie mense, al ons jong slim geleerde jong mense, met hulle selfoon en iPads, dan word dit 'n teorie. Dis ook nie iets wat in boeke geleer kan word nie. Dis nie iets wat hier in jou kop vorm aanneem nie. Jou diens aan die Here gaan oor 'n verhouding met die Here elke dag. Jong mense sal verstaan as ek sê, dit is 'n reël staf. Dit is die waarheid. Dit gaan oor hoe jy besigheid doen. Hoe jy jou kinders behandel. Julle wat kinders is, dit gaan ook daaroor oor hoe julle ouers behandel. Hoe julle met julle ouers praat. Hoe jy met jou vriende en oor jou vriende praat. Met ander woorde, dit gaan oor hoe jy elke dag leef. Het gaan oor hoe jy omgee en om jou kyk. Kom ons bly net so sit, dan sing ons lied 464 vers 1 en 2. Dan bring dit ons ook by die woorde wat in 'n ou kinderliedjie geskryf is. Maar ek het nie die kinderliedjie geskryf nie. Kyk maar, ek dink nie is kinders wat nou al genoeg is die Monique, die Keina. Daar was ons nou, hulle het ons nou 'n t-shirt gedra, staan hier voor mooi geskryf, moenie worry. Die Engelse t-shirt is 'n pleentjie. Moenie worry. God sal sorg. Gaan dit goed?
gaan dit sleg. Al wonder jy of dinge ooit beter sal word, moenie worry nie. God sal kom. En dit is maklike raad om vir iemand te gee. As 'n krisis oor jou pad kom en jy nie verder weet nie, moenie worry nie, ou man, God sal sorg. Maar dit is nie so maklik nie. Dit is nie so maklik om dit te glo, veral as jy die een is met wie dit sleg gaan nie. Jy's wanneer ons God se sorg die nodigste het. Jy's wanneer ons medemens se sorg die nodigste het. Jy's wanneer ons voel dat niks of niemand ons kan help nie. Dan moet ons hierdie Psalm lees. Wat sê die Here is naby, moet oor niks besorg wees nie. Paulus skryf hier in hierdie Psalm, ek gaan die lof van die Here besing. Dis wat ons nou gedoen het. En jy sal glimlag en bly wees, al gaan dit sleg met jou, en al is jy skuins gedruk die swaardheid, ek waarborg jou, jy sal glimlag, wanneer jy hierdie Psalm lees. My sien, broer en suster, hierdie gesegde, die kinderlied is so half uitvoering met die werklikheid. Want selfs die woorde, die Here is naby jou, kan jou koud laat, want jy kan nie die nabyheid van die Here voel nie. Die Here sit nie langs jou op die bed waar jy lê en huil nie. Die Here weet nie van al hierdie moeilike gedagtes wat deur jou kop gaan nie. En tog het ons hierdie Psalm baie nodig. Het is almal nodig om meer gereeld te hoor, moenie worry nie. God sal sorg. Want jy sien, broer en suster, ons almal is maar op 'n tyd tot 'n mate skuins gedruk. Mense sal nou weet die, ek dink dit is so mooi gehekelde prentjie wat in elke huis gehang het. Elke huis het sy kruis. En dit is die waarheid. Elke lewe beleef een of ander tyd 'n stuk elendigheid. En elkeen het 'n glimlag nodig wat vertel, die Here is goed, die Here sorg vir my. Hierdie Psalm wat ons gelees het, herinner ons vandag saam met die brood en die wyn, God sorg. En daarom was nie te twyfel, in goeie tye en slegte tye, God sorg, God is daar, God beskerm en help ons, en hy hou sy hand oor ons uitgestrek. Wat die saak wat dit is, of dit siekte, of ramp, of dood, of wat ook al is nie. Die ellende verander nie die feit van God se sorg. Ons kan maar weet vanoggend dat God se sorg raak elke deel van ons lewe. Raak ons alledaagse lewe tot in die fynste besonderhede. So 'n hele paar jaar terug het ek aan dokter my nek afgesny om my lewe te red. Merk na die operasie daar in die ICU. Nou word ek wakker word, staan dan by die punt van die bed. Staan daar 'n suster, verpleegster. En daar sy gestaan, permanent. Want dis 'n intensiewe sorg. Sy het gesorg vir my. Dis presies soos wat God dit wil doen. Ons is in die intensiewe sorg eenheid waar alles gemonitor word en waar iemand spesiaal vir jou sorg. En nou snaaks 'n vraag vra, bid ons nog voor ons eet? Ek het verlede Sondag ook daarna verwys, as ons in die oggend opstaan in vrede, stilte, en loop by die deur uit en ons sien die blou lig daar buite. Is daar nog 'n danklied in ons hart vir die nuwe dag, vir die voorreg om te kan leef? En aan die ander kant ook. Vraag is, sou jy die Here
gedank het vir sy sorg, as jy in 'n shack aan die ander kant gebly het. As jy geweet het waar vandag se kosmos vandaan kom. Ek dink miskien is mense meer bewus van God se sorg as dit met hulle sleg gaan. Kyk nou maar mense wat nie veel het nie. Hoe opgewek is hulle en hoe wil hulle graag dit wat hulle het, hoe graag wil hulle dit met jou deel. Hoe graag wil hulle jou laat welkom laat welkom voel. Ek het 'n baie flikse tuinjonge daar by my werk en sê ek op, hy het nou ook die deur sy moeilikheid gegaan en hy help om sy shanty te skuif, sy 3 by 3 meter shanty waar hy sy vrou en sy 2 kinders bly. En so tussen wat ek nou getrek het en allemaal getrek het, het hy 'n paar swingplate bygekry. Nou het hy 'n 3 vertrek shanty. En wat ek eintlik wil sê is die interessante ding wat hy sê, wanneer ek en Sonja nou by hom kom kuier, dan moet ons eie slaap het. Hy het niks nie, maar hy wil dit met ons deel. Ek besef al hoe meer dat ons mekaar meer en meer sal moet blootstel aan God se sorg, sal moet herinner aan God se sorg, sal moet wys hoe lyk God se sorg. Want goed gaan tye, is God se sorg nie heeltemal so voor die hand liggend nie. Ek het net gevra, bid ons nog voor ete? Ja, daar is mense, meeste mense bid nog. Maar wanneer dit goed gaan, dan is dit 'n rykie wat 'n mens opsê, dan soos my skoonsister gesê het, ons wil daar nie ongebede kos eet nie. Koelkas vol lekker kos is, en ons staan die oggend op en ons kan kies wat ons wil hê vir ontbyt. Ons kan daar nie baie bewus raak van God se sorg. God se sorg is dan vir ons so vaar werklikheid. Ja, die Here sorg. En dit is great. Maar ek werk daarom ons van my geld om hierdie koelkas vol te hê. En as ons gesond is en as ons al twee ons bene en ons oë en ons ore kan gebruik, dan is God se sorg nogal so vaar werklikheid. As ons huis stewig staan teen die aanslag van die winter, en die toppie van die warm kombers kan so met die een opgestel word in die koue, dan is God se sorg baie vaag weg in my gedagtes. Die feit is, hoe beter dit met ons gaan, hoe minder herinner ons mekaar aan God se sorg. In die vroeë kerk, en ek het dit al reeds gesê, is Psalm 34 baie gelees. Mense het mekaar meer dikwels herinner dat die Here wel sorg. Ek weet, dit lyk nie altyd so. Hulle was so bewus daarvan, dat hulle niks sonder God se sorg kon doen nie. En heeltyd bewus daarvan, die Here sorg weliswaar. Nie altyd soos wat hulle verwag het nie, nie altyd soos wat hulle wou gehad het nie, maar die Here is daar, hy is naby en hy sorg. Lees dit in die Psalm vers 21, sê Dawid, die Here sorg vir ons hele liggaam. God se sorg raak jou hele lewe. Raak jou werk. Raak jou skoolwerk. Jou maats, jou vriende, jou gesondheid. As op 'n stadium met die rigting wat mense gedink het en sê, God sorg net vir jou geestelike gedeelte. God sorg totaal. Ons is geneig om God se sorg te beperk tot die behoeftes wat ons dink ons het. Maar God sorg omvattend. God sorg nie hier 'n bietjie en dan daar 'n bietjie nie. God sorg totaal. En die realiteit hiervan is dat ons nie net God se sorg in die groot goed moet soek nie. Wanneer ons baie siek is, dan soek ons God se sorg. God sorg nie net wanneer ek in die moeilikheid, wanneer ek in die verknorsing is nie. God sorg altyd. En dis waar, broer en suster, ons leef in 'n tyd waaroor ons baie dinge bekommerd is. Om maar net een te doen, wat gaan van ons land word. So jy gaan lees wat alles nou in die regering
gebeur, dan raak die mens redelik bekommerd. Ou gaan kyk na al die siektes en die goed wat nou skielik op uitsteek, dan is dit duidelik dat die mens baie broos is. Mense is broos in hierdie tyd waar ons leef. En ons kan aangaan en aangaan oor die goed wat ons broos maak. Ander van ons is heeltemal in ander situasies vasgevang. Ons weet dit nie altyd nie, maar dan kom 'n mens met in 'n situasie waar jy hulp nodig het. Ek het nou gespot voor ek hiernatoe gekom het gesê, ek het met jou skoonseuns gebel. Hulle moet met jy nie trappe kom opdra. Met die kans op. Maar 'n mens kom in 'n situasie, so 'n situasie, waar daar 'n swaar ding is, dit is nou net figuurlik gesproke, wat jy iemand se hulp nodig het om dit te kan optel. Daar kom 'n tyd, wanneer jy nodig het dat iemand met jou hand sal vashou. En ons kan almal wat vanoggend hier sit, verhale vertel van sorg, God se sorg. Dit is wat Dawid weet, want hy het dit tot 'n groot mate ervaar in sy lewe. Al word die regverdige deur hoeveel rampe getref, die Here help ons uit almal. Dink 'n bietjie vandag aan jou verhaal. Dink aan jou lewe. Ons is geneig om net aan die slegte tye te dink, maar dink aan die goeie en die slegte tye, want dan weet jy hoef nie te worry. God sorg. Die bewys daarvan, as jy steeds 'n bewys nodig het, staan God goed aan. Al ons pyn, al ons seerkry, al ons hartseer, het die Here Jesus op hom geneem, toe hy die kruis vir ons, nie net vir ons sondes nie, maar vir ons gesterf het, om ons lewens totaal en al vry te koop uit die mag van die sonde en die dood. Toe Dawid hierdie psalm geskryf het hy nog nie geweet van Jesus se kruisdood. Dawid het nog nie geweet van die nagmaal nie, maar Dawid het geweet van die Pasga, die fees wat hulle gevier het, om hulle te herinner aan God se redding, God se sorg. Baie interessant, elke fees van die Jode, wat die Jode gevier het, was om hulle te herinner daaraan die Here sorg. Die Here is naby, die Here keer om. Want die Here laat ons nooit alleen. En daarom wonder ek, wat bedoel Dawid? So dit hier gelees het, en in die vers en lekker met hulle nie. Waar Dawid sê, kom en kom ondervind. En sien self, die Here is goed. So Dawid daarmee bedoel het. En vanoggend kan ek nie anders, as om dit in verband te bring met die nagmaal, waarby ons nou gaan sit. Ondervind kan ook vertaal word met proe. Kom proe, kom beleef, kom ervaar self, die Here is goed. Kom proe die brood, kom proe die wyn, en onthou, God is goed. Hy het sy enigste seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om aan 'n kruis te sterf en ons almal te red. Maar die nagmaal formuleer nog 'n storie, dit is waarmee ek wil afsluit. Formuleer sê dit so mooi, dis 'n gemeenskapsmaal. 'n Maaltyd waarna toe ons mekaar wil uitnooi, en ook die wat nog buite staan wil uitnooi. En waarmee ons wil sê, kom kyk, kom hoor, kom beleef die Here se sorg hier by ons. Want ons is 'n gemeenskap wat God se sorg beleef. Maar dit gaan nie net daaroor dat dit ons ten goeie moet wees nie, maar dit die wêreld bloot te stel aan God se sorg. Kom beleef dus God se goedheid, en dit is die praktiese kant van hierdie hele saak, dat God sorg deur jou en my. God sorg deur jou en my, dat God ons wil gebruik om sy sorg in mekaar te gee. Dit is een van die groot take van 'n geloofsfamilie. Ons praat in die kerk ons as 'n geloofsame familie. Ons praat ons van broer en suster, vader en moeder
Een van die groot take van so 'n geloofsfamilie is om vir mekaar te leef. God sorg nie net vir jou om jou te ontwil nie. God sorg vir jou sodat jy kan gaan sorg. Jy kan iemand se hand gaan vashou. Jy kan vir iemand gaan bid. Jy kan vir iemand iets gee om te eet. Jy kan vir iemand klere gee. Daar's so baie dinge waarin 'n mens vir iemand anders te kan sorg. God versorg vir ander deur jou en deur my. God wil hê mense moet jy sorg te leef deur jou en deur my. En dis wat die nagmaal ons dan vanoggend weer offer. Ons gaan nou gereed maak om aan te sit by die tafel van die Here. En terwyl die tafel in gereedheid gehoor word, sing ons die 5:9 vers 1 tot 4.
daar iemand wat dalk oorgeslaan is met die brood en met die wyn? Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en glo ons dat hy al ons sondes weggevat het. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het en glo ons dat hy al ons sondes wegvat. Normaalweg wanneer ons klaar die nagmaal gebruik het, dan doen ons 'n dankgebed of ons sing 'n danklied. Vandag gaan ons dit 'n bietjie anders doen. Ons gaan nou vir die
paragraaf 4, laat die vrede deur my vloei. En dan ons mense praat van 'n wegsendingslied of 'n uitstaplied. Na ons slotsang sing ons die oorwinningslied en dan bly ons staan net vir die seën. is die glorie en die alma van die Heer, die Allerhoogste, wat die liefde oor sy koninkryk regeer.
song halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Here is ons beste wat vir altyd sal hy staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons stryder, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, hy sal halleluja, loof hom, hy sal halleluja, loof hom, hy sal halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, in jou hande om na boven, laat syne staan op kommer en op dans voor Godse woorden. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, hy sal halleluja, loof hom, hy sal halleluja, loof hom, hy sal halleluja, sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.